Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode word geborg deur my oorsprong van die veeboekreeks. Jy het hulle op die podcast ontmoet, nou sien hulle in aksie. Jy kan nou my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koffie te koop. Dit kan eenmalig wees of jy kan dit weer in die toekoms doen. Jy kan ook die podcast as 'n luisterboek koop om te help met die hosting. Leer meer op my webtuiste Ronel the Mythmaker. Skakels in die beskrywing. Ons gaan voort met ons verkenning van die werkers van die dood. Vandag se vee, Grimm, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Die Church Grimm of Kirk Grimm kom uit 'n volksherinnering van opoffering, toe swart honde lewendig in 'n begrafplaas begrawe is, om die grond te heilig en oor die res van die dooies te waak. As die bewaker van ou begrafplase, verskyn die Church Grimm in die vorm van 'n swart hond, en beskerm die dooies teen onheilspellende bonatuurlike wesens. Hierdie hond word dikwels op stormagtige nagte gesien, en is 'n voorloper van die dood. En nou vir my interpretasie van die vee, in 'n oorsprong van die vee, Grimm. Die Grimm is 'n swart hond wat baie soos 'n wolf lyk. Dit het bruin merke op sy bene, baie soos die van 'n fietjiehond. Hulle kan skaduwees word om onsigbaar te bly vir sterflike oë. Hulle woon in die ander wêreld en bewaak die bewaarder van die sluier tussen wêrelde. Hulle werk is om seker te maak dat alle feestelikhede wat met die sterflike wêreld en hulle sin te doen het, glad verloop. Samhain, sonstilstand ensovoorts. Soms moet hulle fietjiediere, magiese mere en ander dinge jag wat hul meesteres bedreig, of die feestelikhede wat hulle beskerm. Hulle jag ook soms ontsnapte geeste van die dooies. Jy weet jy is naby die sluier as jy 'n Grimm gewaar. Soos alle swart honde, is hulle vurige beskermers en lojaal. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het, en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom jy na my webtuiste ronelthemythmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Donne volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op! Sluit aan vir boeke en volkskunde.